eendag, lang gelede, net na Alice se verjaarsdag, sy het 'n vergrootglas gekry en 'n klein goggaboks. Sy is mal oor goggas vang. Maar sy wil nie grondloper goggas vang nie. Sy wil watergoggas vang. En sy het 'n spesiale goggaboks daarvoor. Dit is nie een met gaasdeurtjies nie. Dit is een met glasdeurtjies. Soos 'n klein visbakkie. En raai wat is die spesiaalste ding? Vir haar om onder water te kan goggas vang, het sy 'n spesiale opblaasbabbel met 2 punte waar haar arms kan deursteek. Dit lyk of sy in 'n deurskynende ballon is, met hande wat vashou en 2 voetjies wat kan loop, maar die voetjies is nie net voetjies nie, dit is paddaflippers. So daarmee kan sy rondswem. Julle Tant Miems het haar gehelp. Hulle het haar in haar waterverkenner baai-kostuum, sal ons dit so groot naam gee, aangetrek. Haar onderwater goggaboks vir haar gegee. En 1 skepnet en 1 knyptangetjie. 'n Knyptangetjie met sagte silikon vattertjies om nie klein goggatjies te squeeze tot hulle pop nie. Maar Tant Miems het vir Alice gesê, Alice, dalk moet jy nou nie vandag gaan nie, is nou aangetrek, maar ek sien, daar kom 'n storm en hulle waarsku op die radio. Julle, hier is 'n groot waarskuwing. Hier kom 'n storm. Ons kan selfs 'n tornado sien. Almal bly asseblief in die huise. Dit is die waarskuwing gewees op die radio, maar en Alice soos, ouma Miems, ek wil asseblief gaan. Voor Tant Miems kon keer, is Alice uit, maar sy hop bons rol af na die dam toe. Die ou bul hardloop weg. Want boer Stefans is besig om hulle in te jaag in die stal in en hy skree, wow Alice, wow! Wagter blaf, hy het nog nooit so groot babbel gesien rondwaai nie. En net so, 3 hoppe verder, bons, is Alice binne in die plaasdam. En dadelik sien sy, hoe lyk dit onder die water? Groen plantjies, paddavissies, met sulke oulike bekkies wat net sê. 'n reier se geel pote, loop, en onder die water sien sy voete, voel met sy tone onder die grond, en dan maak hy babbeltjies, wat die klein paddavissies boontoe bring, en die volgende oomblik, is dit soos 'n ontploffing in daai water waar die reier die paddavissies vang. Wat? Dink daai Alice, moet julle almal vang nie, ek soek ook, sy so opgewonde. Maar die volgende oomblik is die reier se pote uit by die water, en sy dink, waar is hy heen? En sy sien hoe die plantjies van onderaf reg op punt na boontoe. Skielik is al die plantjies reg op in die water. Wat gaan aan? En sy voel hoe die water begin roer soos 'n pot met iemand se hand binne-in. En toe sy omdop en sy kyk boontoe, is daar 'n tornado. Sy probeer vasklou aan die waterplante en sy sien hoe die paddatjies opgaan boontoe, asof hulle opgeslurp word in 'n strooitjie wat in die ronde spin. Kwak, 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 kwak. Gaan daai paddatjies op. Paddavissies. Boer Stefan se goudvissies. En daar gaan Alice saam. Die tornado suig die hele dam leeg. Hey, sê boer Stefans. Waar's my Alice heen? Kyk, my dam is leeg. Wat gaan my beeste drink? Maar daar in die lug gaan 100 paddatjies en Alice in haar, wat het ons dit genoem? 'n borrelbaai kostuum, 'n babbelbaai kostuum. Maar daar gaan sy. Boer Stefan skree, Miemsie! Bring my bakkie! Julle Tant Miems. Sy kom uit die huis uit. Haar krulkoppie, haar krullers op haar koppie en haar hare met sulke krullers. Het jy al 'n ouma gesien met krullers in hare? Nee.
Julle moet bietjie kyk eendag hoe lyk 'n ouma met knillers in hare. Moenie vir haar skrik nie, moet ook nie vir haar lag nie. Sê net, Gama! Maar boer Stefans, hy sien hoe kom dan Mims met die krillers in haar hare en 'n kopdoekie om. Sy kom met 'n spoed uit die huis uit. Sy spring sommer by die venster van die bakkie in. Sy jaag verby boer Stefans. Bram! In die verbyjaag moet hy net opspring. Julle boer Stefans beland voor op die kajuit van hierdie bakkie. Skree hy net. Maar nie te groot oopmond nie, want goggas waai in die lug rond. En wat gebeur as jy oopmond skree met goggas in die lug? Verstik hy. En op nou haal hy deur sy tande asem. En hy sê net vir Tant Mims, vorentoe my lief! Hulle jaag daar die tornado. Maar die tornado tref 'n boom en daar klaar hy op. Weg is hy. Waar gaan hulle vir Alice kry? Maar boer Stefans kyk in die lug en hy sien 'n groen wolk. Weet julle kom dit 'n groen wolk? Want die water van die dam was groen. Daar was paddas in daai water. Hy sien groen wolk met 'n paar oranje spikkels van sy goudvisse. Sy koeis is daar binne-in en 'n babbel. En hy roep, Alice, hou vas, ons kom. Julle maar Alice is daar in die lug besig om te tuimel en te rol tussen die wolke. En sy sien vreemde dinge daarbo, want die tornado was nie net in boer Stefans se dam gewees nie. Raai waar was hy nog? In die see. Hy was in die mielieland. Hierso is geel mielies wat soos vuurpyltjies rondvlieg en op die mielies kloue, 'n goue mol vas. Skree daai dier, hy kan niks sien nie. Maar al wat hy voel is die wind oor sy snorbaard en hy weet, hy is op 'n vreemde plek. Gou probeer hy rondgrou binne die wolke. Dan lyk dit of hy vlieg. En die volgende oomblik kom hier 'n reier verby. Die reier lyk soos 'n padda wat swem in die water. Mooi, egalig. En 'n eenvormige slaa swem hy deur die wolk. En oeps, wat is dit? Hier staan Miem se kat. Miau, miau, miau. Gaan die kat verby op sy rug, julle. En Alice dink, dalk droom ekke. En sy knyp haarself. O, gatsie. Net toe sy haar knyp sy 'n gaatjie in die babbel. Begin daai babbel rond spin in die ronde. Op, af, links, regs, groot sirkels. Reguit af aarde toe. Boer Stefans dink, o, gats, hier kom moeilikheid. Daar die babbel blaas af. Tot Mem strap die petrol, laat ons vinniger kan gaan. En dan Mem strap daai petrol. En daai bakkie spin in daai stofpad af. En hulle sien vir Alice neerval uit die lug uit. Amper soos 'n klein weerligstraaltjie. Haar rooi hare wapper agter haar aan. Dit lyk soos 'n vuurpyl wat val. Maar raai wat, sy is glad nie bang nie. Sy dink hierdie is groot pret, want sy weet, my oupa en my ouma sal my vang. Julle, die volgende oomblik reën daai wolk. In die weerlig val paddas en 'n reier en 'n kat en water val neer, reguit na die grond toe. En Alice kan maar dankbaar wees, want onder haar is nie 'n boom nie, is nie 'n dam nie, net die grond, en sy sal seker as hy die grond tref, nê. Julle, maar daardie weerlig blits en daardie reën val verby haar soos klein missielietjies. En dit tref daai grond so vinnig en hard dat jy net sien paddas in water spat. Visse duik in die dam in en toe Alice daardie grond tref. Raai wat? Toe daai water reguit neergereën op 'n strook en dan Miem het met die bakkie reg deur die waterstrook gery en die bak van die bakkie het vol water geword en Alice beland binne in die bakkie. En boer Stefan skree, "Hier, kyk nou net daar." Op sy kop land 'n kat. Maar die kat se naels was uit en boer Stefan skree, "Help!" Tant Miem sit die ruitveers aan en al wat sy oor die bakkie vee is paddas en vissies. En 'n reier sit skielik langs haar in die bakkie en sê, "Hallo?" O my genigtig, tant Miem skrit so groot, sy spring uit die bakkie uit, sy los daai bakkie, daar jaag die bakkie weg, met boer Stefans en 'n kat op sy kop, 'n reier wat skielik agter die stuurwiel sit en Alice
wat agter die bakkie lê en spat, jippie, met 'n paar paddetjies wat van die venster aftrek en dan memes dink. Dit was 'n fout. Maar gelukkig het sy daar die stuurwiel gedraai toe sy uitspring in die bakkie. Jaag met 'n wye draai deur die wieliemand. Al die pad terug tot by die huis. Reg in die droë dam in. Daar in die modder steek die bakkie vas en die water spoel uit. Maak die dam vol. En tot op hierdie dag toe, as Alice gaan goggas vang, kry sy die lekkerste goggas gevang onder Boer Stefaan se bakkie, wat nou nog vassit in daardie modderdam en lyk soos 'n vars water koraalrif, waaronder praatjies en goue vissies wegkruip as daardie stoute ruier weer kom en goggas vang. Maar Alice, ag hulle laat Alice haar vang want hulle weet Alice sit elke gogga veilig terug in die dam, sodat nie een goggatjie vanaand sonder 'n mamma of 'n pappa slaap nie.